Gemeente van Jesus Christus, goeiemôre. Baie welkom aan elkeen van julle, almal wat ook per kamera en per selfoon en per skakel vanoggend inkyk en deelneem op julle eie. Julle is regtig baie welkom. Suzette, ek wil jou uitnooi om solank vir my die menorah aan te steek asseblief. Terwyl sy besig is, ek weet nie of dit 'n brag is en of dit 'n simpatie soekery is nie, maar ek hoor dat Ursula en Franso vandag 34 jaar getroud is. Ek weet nie wie is die meeste verbaas nie, maar 'n handeklap sal goed wees. Baie welkom aan almal van julle. Ek het 'n klompie dinge met u te deel en dis dinge wat julle wil weet, so ek gaan dit nou sommer so van 'n kant af sê. Eerstens, die wat so bevoorreg is om met skoolvakansie die voordele daarvan te trek, wil ek net alles van die beste toewens en hoop julle gaan dit baie geniet. Dan het ons iets begin dat mense sê partykeer, ek het sommer net lus om saam met iemand te bid. Wie, ek wil vir julle vertel van 'n gebedsverhoring of iets wat goeds gebeur het of iemand vir wie ek bid. Elke Sondagoggend na die diens gaan daar iemand wees van die pastorale span of van die gebedsspan wat in die kapel so vir 'n klein rukkie beskikbaar is, as jy lus het om net sommer saam met iemand te bid oor enige iets. Dis nie 'n pastorale gesprek nie, dit is sommer net om saam te bid. Gaan kapel toe en bid saam met die persoon wat aan diens is. En dan vanmiddag, of moet ek sê vanaand, 6:00, is aand, het ons iets ongewoon en spesiaal. Daar's mos nou nie aanddiens vanaand nie, maar 2 gemeentekinders, Llewellyn en Lise Oliver, hulle is kinders van ons gemeente. Llewellyn het predikant geword en hy en Lise is getroud en hulle is Mosambiek toe. En hulle werk en preek in Mosambiek en hulle het kinderhuise onder hulle en baie van julle het die afgelope klompie jare misse gebrei, serpe gebrei en speelgoed geskenk vir wat hulle gebruik in die kankersaal van die Staatse Hospitaal en in die kinderhuise wat in hulle sorg is. Hulle kuier op die oomblik in die Weskaap en hulle is vanaand 6:00 by ons om met ons te gesels en te vertel van wat hulle nou doen. Dit gaan baie lank wees voordat ons weer so 'n geleentheid kan hê. So, 6:00 maak ek Cup of Life oop, dan kom julle in, julle hoef niks saam te bring nie. Ons gaan saam koffie drink by die toonbank in die kombuis en dan gaan ons in die saal sommer net vir 'n ruk saam wees en hoor wat hulle doen. Dis lekker inligting, dis informeel, dit is nie 'n diens nie, maar jy gaan, wanneer laas het jy iets van die sendingveld persoonlik en vars gehoor? Vanaand is jou kans om so saam te kuier, jy kan hulle kinders saambring, het gaan nie 'n moeilike pratery wees, dis eenvoudig, julle is baie welkom. Hierdie Woensdag aand se stil weesdiens is 7:00, kom na die voorportaal toe, bring 'n pen saam. Ons gaan oor 7 terreine op 'n bladsy neerskryf, waarvoor is jy bly en dankbaar? En ons gaan daai halfuur gebruik om vir die Here dankie te sê, persoonlik dankie te sê. 7 tot 7:30. Die wat dan moet huis toe gaan, kan huis toe gaan. 7:30 gaan Ursula de Wet 12 minute min of meer gebruik om iets te vertel van 'n taak wat sy doen vir haar verdere studie oor wat God sê die hooftaak en hoofrol en hoofroeping van die kerk is. Dis 'n bietjie anders as wat 'n mens baie keer sommer net dink as jy nou self vandag so dit moet opnoem. So vir 12 minute is jy uitgenooi om daarin te kom deel. Dinsdagoggend, enige persoon wat afgetree is, ook die Suiderligkliplede, is uitgenooi om mekaar 10:00 by Langverwagpad se kant van Cup of Life te ontmoet. Ons wil 10:15 ry na die vliegveld van Stellenbosch waar Marco Nel, een van ons lidmate, 'n baie senior rol het. Hy lei mense op om vliegtye te vlieg. En ons gaan kuier, hulle het 'n restaurant wat nou oop is vir die publiek by die hangars en by hulle administrasie. En hy gaan ons iets daarvan vertel. As jy wil saamgaan, moet jy voor 11:00 maandagooggend vir Elsa Sadie bel om jou naam op die lys te sit, want ons moet die vervoer beplan van hoe ons saamry. Enige persoon is welkom, as jy 'n vriend of 'n vriendin wil saambring, is jy ook welkom om te doen. Ons bly by al die protokolle, maar ons gaan sommer net so 'n interessante kultuuruitstappie daarvan maak. Julle is baie welkom. En dan is julle uitgenooi om saam bly te wees met Dominee Henny en Matilda. Hulle oudste seun Louise, mediese dokter, het gister getrou
En ons sê sommer op hierdie manier ook aan hulle almal baie geluk, en as julle vir hulle sien, dan weet julle hulle nuus en sê vir hulle baie geluk. Ek sal later praat oor hoe ons die nagmaal anders gaan bedien as gewoonlik. So moenie skrik as julle net sien die linte word geknippie, want julle sal bedien word, anders as in die verlede dat ons vir mekaar aangee. Erhard het 'n kort woord wat hy gou net met u wil deel voor die diens begin. Ek moet nou net hierdie ding aansit. John, môre, baie dankie. Goeiemôre almal. Baie dankie vir die voorreg. Ek dink met die feit dat dit dankoffermaand is, wil ons net van die kerk se kant af baie dankie sê vir die volgehoue bydraes wat gemaak is. Groot, klein bydraes, konstante bydraes, dan en wan net pakkies afgelaai. Dit is werklik wonderlik om te sien hoe ons sistematies elke keer die behoeftes wat daar is te kan aanspreek. So van my kant af baie dankie. Dit is belangrik ook dat ons maar moet volhou en probeer uitbrei waar ons kan, maar baie dankie vir daardie bydrae. Dankie Erhard. Ek wil vir iets vra. Jy het met groot oortuiging nou die dag vertel dat jy jou laat inent het. Ons leraars het ook almal die inentroete gegaan. Ons deel op die oomblik 'n bekommernis dat die weksers en die anti-weksers mekaar bloediglik aanvat. Wat is jou houding teenoor mense en jou benadering oor mense wat anders dink en doen as jy oor die hele ding van inent? Dit is nogal 'n ding wat my baie bekommer, want sonder om die standpunt nou te kyk of hy nou anti-vax of vax is en wat hier nou reg of verkeerd is. Hier's mense wat in families, in naby gemeenskappe sistematies uitmekaar gedruk word as gevolg van die feit dat hulle baie sterk emosies toon met die standpunt wat hulle inneem. En dit is nie noodwendig hoe ons Christene moet op te tree. Daar moet aanvaarding wees, jy moet selfs jou vyand lief hê. Nou ek sê nie anti-vax of 'n vax is jou vyand noodwendig nie, maar dit is die punt, ons moet mekaar begrip gee en kyk dat ons mekaar nog steeds effektief kan saamleef, want dit kan baie vinnig 'n ding breek. As jy reg is, hoef jy nie kwaai baadjie aan te trek nie. En as jy verkeerd kan wees, het jy ook nie die reg om kwaai baadjie aan te trek nie. Net so. Erhard, baie dankie, jy is die voorsitter van ons kerkraad, dankie vir jou liefde en ondersteuning en toewyding, jy en Susan. Dis ons voorreg. Baie dankie. Een van die dinge wat ek die meeste mis is om net sonder 'n masker te kan sing. Ons gaan vanoggend ons toewydingslied sing uit Psalm 146. Ons gaan dit staande doen, die eerste en die derde vers. Ons moet altyd onthou, alles in die kerk gaan oor God. Dit gaan nie oor die erediens nie, dit gaan nie oor die gebou en die struktuur en oor die kers en die blomme en die dinge nie. Dit gaan altyd oor God. Die dekor dinge van diens aan God is maar terloops om ons daaraan te herinner. Ons het baie mooi blomme, maar harde blomme om te pas by die tyd wat ons beleef. Dis hard, maar daar's tekens van hoop en lig en groen. Dis lente in die lewe. Die 7 kerse, die menorah, is altyd die simboliek van die kerk oor die wêreld deur alle tye van die Here Jesus. En ons het altyd hierdie tekens vandag. Ons het die kers wat vertel van ons. En ons het die blomme wat vertel van mooi, maar as harde blomme, hulle kan dit vat, hulle is taai. En baie mooi, gehard, en net 'n lang lewe. Die blomme in die voorportaal, wat ook proteas is al oor 'n maand oud, en hulle is nog pragtig geel, daai spelkussing.
Dis die dekor hier by die nagmaal, dit pas by die diens wat kom uit Psalm 147. Ons sing staande. Ons gaan nou lekker sing. Ek weet ons moet ons maskers ophou, maar ons gaan oor God sing. Kom ons sing die eerste en die derde vers van Psalm 146. Prys die Here, loof en prys hom, ek wil God se lof besing. Hy is magtig en prys hom, ek wil God my loflied bring. En solank ek leef hom eer, loof die groot en troue Heer. Hy is goed, die God van Jakob, vestig ook op hom jou oor. Hulpeloos is rig hy weer op, blinde oë maak hy oop. Hy wat ons geskape het, hy alleen sal jou kan red. Psalm 146, laat ons aan God dink, prys die Here, ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Moenie op magtiges vertrou nie op 'n mens nie. Hy kan jou nie red nie. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van God van Jakob ontvang. Die mens wie se hoop gefestig is op die Here sy God. Gemeente van die Here Jesus Christus. Hierdie God is die God wat jou seën en groet. Hier en ver. Met die gesindheid en die houding en die werkwoorde van genade, barmhartigheid en vrede. Al is jy klein. Daarom gaan ons 'n loflied sing. Ons gaan dit staande doen, 'n Kersfeeslied 353. 353, want dit maak dat ons sommer aan die begin van die kerklike jaar dink oor God. Die Heiland is gebore. Hierdie God is my redder. Jesus Christus beteken verlosser, saligmaker. Die Heiland is gebore. Die een wat gekom het om te kom goed doen. Hy is my God. Die eerste en die tweede vers staande. Hy is ook die lig wat kom na die wêreld. Kom ons sing dit ook weer lekker, want dit is my waarheid ook. Is dit nie interessant dat toe die Here Jesus die opsomming van die wet gegee het, hy glad nie 'n lysie gegee het nie.
Hy het nie 'n reëllys, 'n wetlys, 'n taaklys, 'n pliglys gegee nie. Hy het net gesê, liefde. Liefde tot God en liefde tot mekaar. Liefde. Eenvoudig. Almal kan dit verstaan. Die wet is lief hê. Die houding van lief hê. Weksers en anti-weksers, lief hê, ononderhandelbaar. Lief hê. Kom ons sit en ons sing die wet van die liefde, sittende. Lied 250 vers 1 en 2. Gods wet vra al ons liefde. Kom ons doen dit. Gods wet vra al ons liefde vir hom ons God en Heer. En liefde is ons naaste. Dis wat sy woord ons leer. O Heer, wil dan u liefde ook deur ons openbaar, dat ons mekaar mag lief hê en so u wet bewaar. Een van die wonderlike dinge wanneer 'n mens sukkel om waarheid en valsheid en grysheid uit te sorteer na persoonlike antwoorde, persoonlike standpunte, persoonlike koers, daai onderskeidingsvermoë, liefde help ons daarmee. Kom ons kyk net na Lied 258 se tweede vers. Ons sukkel mos nou almal met liefde en lief hê. Sonde het gemaak dat ons almal krake weg het. Geen mens is volmaak nie. Ons kan dit nie eers van mekaar verwag nie. Maar daar staan in die tweede vers, luister ons aandagtig. Dan skei Gods woord kragtig. Wanneer ons Woensdag aand 7 tot 7:30 is en ons vat ons pen en ons skryf die dinge waarvoor ek moet dankie sê, ek kan onderskei die koring en die kaf, die vlakker en die dieper dinge, dan is ons hiermee besig. Kom ons sing aan die een kant as 'n besef en aan die ander kant ook as erkenning van ons gebrokenheid en ons onvolmaaktheid, sittende hierdie tweede vers van 258. Ons gaan met leiding van die gebedsbediening toetree tot Psalm 147. Hulle gaan vir ons voorgaan, die orgel gaan baie saggies speel, net die onderste luidspreker van die orgel. Maar ons wil met 'n soort vrede en 'n soort rustigheid by God wees. Beïnvloedbaar wees, 'n leerbare gees hê, het Louis Malherbe altyd van gepraat. Want as ek oop is en oopgemaak is deur die gees van die Here, kan ek ontvang. Kom ons raak stil en ontvang ook die bydrae van die gebedsbediening. Julle mikrofone is hier voor of het julle daar gekry? As hy.
Ek nooi u om rustig en gemaklik te sit. Laat sak u skouers, hande oop na bo en haal diep asem in en uit. In en uit. Gee alles wat vir jou swaar is vir God. Met elke asemteug sê, Here, help my. Here, wees my genadig. Met elke uitasem, dankie Here, u genade is vir my genoeg. Rus in hom en rus in sy liefde en vrede. Sê vir God waarvoor jy dankbaar is en vra dat hy vir jou 'n nuwe lied laat sing. Met alles binne in my wil ek die Here dankie sê. Ek wil praat oor die wonderlike dinge wat hy gedoen het. Ek is bly oor hom. Ek juig oor wat hy vir my gedoen het. Allerhoogste God, ek sal liedere sing tot u eer. Ek wil sing, want aan u liefde is daar geen einde nie. Wanneer die lewe druk en ek voel of ek misluk, tel hy my weer op om my gedagtes op hom te rig en help my om alles in my lewe te oorbrug. Ek kan weer sing en aan hom eer betoon. Sy liefde en redding laat my dans en juig. Hy gee vir my nuwe krag en help my om in dankbaarheid te getuig. Hy is so goed vir my. Hy is die lig op my pad en daarom kan ek bly wees. Sy beloftes staan vas. Hy gee my 'n rede om in blydskap en in dankbaarheid net myself te wees. Dankie Here dat u my red, dat u al my sondes uitwis en my leer om in dankbaarheid te leef. Here, u sorg vir my. U het my op my naam geroep en bevestig dat ek u kind is. Al voel dit tog soms of ek verdwaal, help u my. Daarom kan ek u loof en prys. Ek hoef nie my geluk in die wêreld te vind, want u lei my in liefde en vrede. Dankie Heilige Gees dat u elke dag vir my help om 'n lied op my lippe te dra, sodat ander ook u wonderwerke en liefde kan beleef. Ek bid dat u ons elkeen sal help om u goedheid raak te sien en 'n nuwe lied te sing. Amen. Ons gaan saam lees uit Psalm 147. Die Psalm vertel die aanbidding by die tempel net nadat die volk teruggekeer het uit ballingskap. Met ander woorde, hulle het 'n rowwe tyd agter die rug. En nou wil Psalm 147 mense draai om twee goed reg te kry. Een, om God te onthou. Hulle is nie net die slagoffer van geskiedenis nie, hulle moet God se betrokkenheid in hulle lewe onthou. En hy draai vir hulle om die toekoms raak te sien. So wanneer ons hierdie Psalm nou lees, kan ons dieselfde doen. Ons kan nie fotostateer van daardie tyd na hierdie tyd toe nie. Ons kan nie ballingskap vergelyk met COVID-tye ontwrigting in die wêreld nie. Maar mense se belewenis van ontwrigting en nood is wel met mekaar te vergelyk. En hoe geestelike leiers
gelowiges help om in krisis weer God te sien en vorentoe te kyk. Dit kan ons by mekaar mos leer. Dit is tydloos. Daarmee help Psalm 147 ons. Kom ons lees dit. Let op die werkwoorde. Dit is goed om tot lof van ons God te sing. Dis 'n genot om die loflied te sing wat hom toekom. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel bymekaar bring. Wat doen hy? Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde, barmhartige Samaritaan. Dit is so 'n blok. Wat doen hy verder in die kosmos? Hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam. Ons God is groot en magtig. Sy kennis onbegrens. Let op die hoop van vers 6. Die Here laat die hulpeloses weer opstaan, maar die goddeloses verneder hy tot in die grond. Opdrag: sing vir die Here 'n danklied. Sing tot eer van ons God met begeleiding van die lier, die wat julle so opgehang het. Haal af die liere en sing weer, julle is terug in Jerusalem. Wat doen God? Hy oordek die hemel met wolke, hy voorsien reën vir die aarde, en hy laat die gras op die bergland uitspruit. Hy gee aan die diere hulle veiding, en versorg die jong kraaie wat om kos skreeu, en kan hulle nie geraas maak nie. Die Here het niks aan die krag van 'n perd of die liggaamskrag van 'n soldaat nie, maar, dis die belangrik vir vandag, hy stel prys op die wat hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou, ander sy karakter, op sy godheid, hoe hy sy woord gestaan doen. Vers 12, loof die Here Jerusalem, prys jou God Sion, hy het die sluitbalke van jou poorte sterk gemaak, jou inwoners geseën. Hy het in jou grondgebied vrede gegee, jou met die beste graan gevoed. As hy die aarde bevel gee, word dit vinnig uitgevoer. Hy het die sneeu so wit soos wol, hy strooi ryp uit soos as. Hy laat die haalstene reën. Wie is bestand teen die koue wat hy stuur? Maar op sy bevel smelt alles weer. As hy die warm wind laat waai, dan loop die waters. Vers 19 is belangrik vir vanoggend, wysheid. Hy maak sy woord aan Jakob bekend, sy voorskrifte en bepalings aan Israel. Dit het hy vir geen een van die ander nasies gedoen nie. Hulle ken sy bepalings nie. Gemeente van Jesus Christus, almal van julle wat saam inkyk en saam deelneem en waardeer. Die afgelope 6-7 weke het ons baie waarde geput uit die Psalmboek. Ons het ons nou uit 'n klomp psalms gelees en boodskappe gehoor. Psalms het ons met 'n paar goed gehelp. Eerstens, dit het vir ons gehelp om woordeskat te kry om ons eie ervarings van die lewe mee te beskrywe. En Psalms het vir ons woordeskat gegee hoe ons met God kan praat oor die normale menslike belewennisse wat ons kan oorkom. Dit het ons geloofstaal geleer oor hoe om met God te praat en onsself met woorde raak te vat om te kan God ken in ons lewensreise. Die liere van die vreemde land kan nou weer opgeneem word en ons kan nuwe musiek maak tot eer van die Here. Op die oomblik is ons by 'n draaipunt in dag 550. Oor die wêreld heen is ons op 'n kantelpunt van vele dinge. En ek moet dit miskien net weer herhaal, maar dit is asof die wêreld gereed maak vir laer vlakke, 'n nuwe normaal, terugkeer na die lewe en volle lewe, meer ekonomiese aktiwiteit, internasionale handel en beweging gaan oor. Op verskillende vlakke is daar hoop. Ons kan weer makliker kerk toe kom, makliker aanbid. Ons is meer in beheer van ons lewe. En as ek tussen hakies mag sê, ons kan nou weer drank koop wanneer ons wil. Dis 'n grappie. Dis asof daar 'n opwelling van hoop en potensiaal oor die hele wêreld is. Getalle mense wat aansteek raak minder,
meer effektiewe inenting, groter getalle wat ingeënt word, die voordeel van hoë persentasie van 'n samelewing, 70% plus al in die buiteland, wat al hulle beperkings kon ophef die afgelope week. Dis asof ons gereed maak om van afwagting, verwagting en hoop te beweeg, na nou gaan dit begin gebeur. Dis presies vir 'n situasie soos hierdie, wat Psalm 147 gedig is. En hierdie Psalm sê 3 dinge om God voor te loof. 3 dinge. Die een, hoe is hierdie God? Sy identiteit. Wat doen hy? Hierdie werkwoording. Hoe is God? Die tweede ding, is 'n interessante ene, is die beskrywing van hoe God dit geniet om sy skepping te seën en heel te maak. Dis asof God met 'n glimlag en 'n lied sorg vir die aarde. Daai gebed antwoord van daaglikse brood van ons wat ons bid in die Onse Vader. Hy geniet sy betrokkenheid by die natuur. Hy herskep. En die derde ding is dat God maak Jerusalem heel. En dit is interessant, onthou, so 2-3 sondae terug het ek gesê dat die stad van Dawid, Jerusalem, is die dubbelsetel van regering en van geloof, want die tempel is daar. Wanneer ons in hierdie Psalm 2 keer lees, dat God maak Jerusalem heel, hy maak 'n sterk sluitbalk, hy beveilig, hy seën die inwoners, dan wil hy sê, ek rig die staat se effektiwiteit weer op, en ek herstel die kerk, die geloofsgemeenskap, die aanbidding, die lewe voor die Here, die lewe vir die Here. Ek herstel ook dit. 3 dinge, God se identiteit, God se vreugde en betrokkenheid by die skepping, en die derde ding, God se herstel van die staat, en veral dan die geloofsgemeenskap. Kom ons dink net baie prakties oor elkeen van hierdie goed. Wanneer ons nou op hierdie draaipunt moment is, kom ons van 'n situasie van ontwrigting en pyn. En ek gaan nou nie daai pad vat vandag nie. Vandag se pad is om te sê, sien die moontlikhede van hoop raak. Maar weet julle, as dit nou 100 jaar terug se swart griep was, het dit slegter gegaan met ons as wat dit wel gegaan het. Ons het dit nie oorgekom dat jy by 'n dorp instap en niemand leef nie. Baie is ons gespaar. In hierdie wêreldwye krisis was daar baie genade ook. En ons kan nie anders as om vir God dankie te sê vir die genade wat ons nog wel het en wel beleef nie. Almal is ontwrig, almal het verliese gely, maar ons het nie alles verloor nie. Vir 'n wêreldwye pandemie het dit ligter gegaan as ander eeue se groot pandemies. Ons het rede tot waardering en dankbaarheid vir God se genade wat ons daardeur gedra en deurgelei het. Die eerste ding. Die tweede ding, oor God se glimlag wanneer hy met sy skepping betrokke is. Ek lees van Dr. Morris wat in 1978 skryf 'n artikel wat sê, volgens die kennis wat ons op aarde het van die heelal, is daar so baie sterre, dat, as jy nou begin en elke 3 sekondes die naam van 'n ster opsê, elke 3 sekondes, sal dit vir jou 10 biljoen jaar neem om almal se naam een keer te sê. Ek kan dit nie indink nie. God se speelveld in die skepping is so groot, dat al sê ek elke 3 sekondes een se naam, dit my 10 biljoen jaar sal neem om almal se naam eenmaal te sê. En dit is wat ons in 1978 geweet het. Nou weet ons as baie meer. God is nie Mickey Mouse nie.
Hy is fenomenaal groot. En as ons prakties dink oor wat in die natuur gebeur het die afgelope tyd, net die volgende. Die sardientjies is groter as ander jare. Die snoek is groter as ander jare. Die lugbesoedeling in Europa is 'n derde af. Vir die eerste keer in tientalle jare kan die mense in Venesië die visse weer in die gragte sien swem, want die besoedeling is weg, die bote het minder met hulle skroewe die modder sweef en opgejaag kry in die kanale. Die mense kan weer hulle visse daar sien. In die toerisme areas in die Suidoos-Asië gedeelte is die aanwassyfer van die seeskilpaaie en die aantal eiers wat hulle en die aantal eiers wat uitbroei en die aantal eiers wat dit maak terug tot by die water is meer as 300% meer as ander jare. Dis asof die totale natuur in die mense se siektekrisis tyd 'n breek geneem het en spontaan net herstel het. Hierdie groote God gaan tot in die detail van plant en diere lewe in en gee vir moeder aarde 'n blaaskans terwyl hy ons deur ons natuurlike aardse krisis help. En die derde ding wat ons moet raak sien is hoe God vir my en vir jou, vir mense in hierdie tyd op 'n ander manier geseën het as bloot met geld en normaliteit. Hoeveel mense sê vir my, Dominee John, dit gaan nou beter met ons gesin, ons het bietjie meer tyd met mekaar. Weet jy Dominee John, ons eet nou meer saam, ons kan mekaar in die oë kyk. Ons weet nou meer wat in mekaar se lewens aangaan. Hier's 'n gesin wat sê, ons kyk nou op 'n Sondagoggend sommer 4 verskillende gemeentes se preke na mekaar en gesels daaroor. Ander jare het ons dit nie gedoen nie. Ons het nou 'n geloofsband ontwikkel met mekaar. Weet jy, ons praat nou dieper en meer vrymoedig en oop. Ons praat ons emosie goed met mekaar. Die ander ding wat mense nou doen, sê ons waardeer die natuur meer. Ons praat oor die voeltjies wat ons wakker maak in die gesin, in ons huis en in ons tuin. Ons geniet ons tuine meer, ons maak meer tuin. Ons ontwikkel ons huis en tuin en die binnekant van ons huise meer as 2 jaar terug. Dis asof die eintlike kosbare goed van die lewe weer opgeskuif het na ons nommer 1 in die lewe. Uit die narheid van hierdie krisis word daar goed gebore wat vir ons tot seën is. Psalm 147 sê vir ons 3 dinge. Sien die grootheid van God raak, sy oormag oor die pyn van die wêreld en van jou lewe. Sien raak dat dit vir hom baie lekker is om by sy mense en by sy natuur, by sy moeder aarde betrokke te wees. En sien raak dat hy by jou en jou gesin en jou kerk en jou geloofslewe positief inbou en wil help. Die God wat jou gegroet het, is die God wat jou vir die lewe seën en wil seën. Dis ons God. En dit moet ons bly maak. Dit moet ons laat opkyk. Dit moet ons 'n gebalanseerde perspektief tussen die pyn van 550 dae en die hoop van die res van ons lewe gee. Ons is daar waar ons God kan eer en die toekoms kan begin raak sien om te sê, hier kom lewe danksy die Here. En daarom, wanneer ons in nagmaal sit vanoggend, dan gaan ons sê, weet julle wat, ek is so bly ek is deel van 'n kerk en 'n gemeente, want nagmaal moet my aan God herinner. Die God wat vir my help. Die God wat my wil lei, soos wat ons gesing het in daai enkel vers, as skuldbelydenis en gedeeltelik geloofsbelydenis. Die God wat my help met onderskei, met besluite, oor wat is belangrik en wat is minder belangrik, wat ek kan los en wat ek behoort raak te vat. Ek is deel van die ligverhaal van God op aarde. Jerusalem word reggemaak.
En God se heilige sakrament herinner my aan wie God is en hoe God maak. En wanneer ek vanoggend eet en drink, dan raak ek broos stil in my binnekant. Want God is besig om my te seën en my te seën en my te seën en my te seën. 550 dae, genade genoeg al was daar baie pyn. Hoop het nie gesink of verdamp nie. Moeder Aarde het nie geknak en gebreek nie. Die ontelbare sterre vonkel soos van ouds. Want dis die Here se. Jy is die Here se. Jou mense is die Here se. Daarom met woorde sê ek, Here, U is wonderlik en groot. Here, dis lekker om te sien U geniet om te help en heel te maak. Here, dankie dat U van my weet en my help en my verstaan en vir my mense gee en vir my die tekens van genade en hoop gee. Vir jou. Ten spyte van 550 dae, genade genoeg, hoop genoeg, ook vandag. Gebruik 'n oomblik van stil gebed en sê vir die Here, dankie. Here, saam met Psalm 147 se digter wil ons ook sê, U is my Here en my God, ek eer U. Dankie. Dankie vir alles waarmee U ons gehelp het, ons deurgedra het. Dankie dat ons mekaar kon help. Dankie dat ons kon groei op die regte plekke. Dankie dat U vir ons help waar ons struikel, waar ons sukkel, waar ons van balans afgaan, waar ons vroeg, waar aanpassing 'n uitdaging is, maar U bly ons genade en ons hoop. Ek wil bid vir elke huis wat ontwrigting en hartseer ken, wat kommer oor die toekoms ken, wat onsekerheid gereeld ken, bekommernis oor kinders en familie ken. Maar Here, U het gewys, U help. Regtig. Deur dik en dun. Oggend tot aand. Dankie. Help vir ons om raak te sien wat ons moet raak sien. Raak te sien wie ons moet raak sien. En geleenthede raak te sien, te benut en te help dat Jerusalem heel word. In Jesus se naam. Amen. Dit gaan ons voorreg wees om die Here met ons offers te dien. Die eredienswerkers sal die bordjies hou. U hoef nie bordjies aan te raak of aan te gee nie. En daarna berei hulle sommer outomaties ook die tafel voor, dat ons kan toetree tot die nagmaal gebruik.
Here, ons sê graag dankie. Ons het so baie, as ons dink oor wat ons kan doen, wat ons het met gesondheid, met die benutting van geleenthede, mekaar tot seën te wees, ons kinders, familie te help dink, te praat, met die sagtheid van gees, soos wat Erhard gesê het, ons oor dinge moet praat, vir mekaar te mentor in 'n tyd van aanpassing, ons onderwysers en ons medici en almal beter te waardeer en te eer en te luister, dan weet ons het baie om voor dankie te sê en op te reageer. Ons wy hierdie offers in dieselfde gesindheid. Vra Here, seën dit dat u koninkryk deur die bediening ook hiervan kan kom. In Jesus naam. Amen. Terwyl die eredienswerkers klaarmaak en die tafel in gereedheid bring, verduidelik ek sommer net die bediening. Julle weet almal van die plantjie bazaar, so ek hoef niks daarvan te sê nie. Aankondiging is daar, julle kan kom plantjies kry volgende naweek, kom koop en Cup of Life is oop. Dit kan 'n groot vrolikheid wees soos met 'n kermis. Die detail is in die gemeente se kommunikasie. Die brood en die wyn sal vir u gehou word. U hoef nie aan enige van die uitdeel implemente te raak nie. U neem u broodjie en u neem die wyn en ons wag vir mekaar in die gebruik daarvan. Wanneer ons uitstap, dan bring jy jou glasie en dan sit jy dit binne in die wit houer wat so neergesit is en ons maak dit later vol seepwater en so en dit staan oornag en met groot veiligheid en handskoene word dit dan môre gewas en droog gemaak en dan maak ons 100% seker dat dit veilig is en daar geen risiko is nie. So ons probeer in die gemeente regtig ons uiterste bes om mekaar veilig te hou. Dis deel van liefde om so met so gesindheid saam te werk. Die offers by die Here gaan ons nou altyd vir ons beursfonds en die aansoeke vir die beurs is ons nou altyd in Oktober maand by Hilda. Die eredienswerkers, julle kan plek om inneem en Erhard, julle kan kom ons sommer net by my te sit en jy gaan vir my net help aangee asseblief.
Jou hand steek op jou hand as jy nie brood gekry het nie. Jou hand opsteek as jy nie wyn of sap gekry het nie. Neem jy vir hulle dit. Hierdie eenvoudige stukkie gedrag is baie diep en spesiaal in ons geloofssiege. Dit wil boeke vol sê. En ons geloofsbelijdenis help ons met woorde betaal om te sê wat hierdie alles beteken. Ons weet dat hierdie maal wat van die Here afkom, herinner ons aan Jesus Christus. Sy lewe op aarde, die Vader se liefde, sy sterwe, sy opstanding, die evangelie van woorde wat in die Bybel staan, deur Jesus gelewe is as voorbeeld. Dis die verhaal wat ons herinner aan ons vergifnis, aan ons hoop in die lewe hierna, aan ons vreugde. Hierdie is die verhaal van hoop. Dis die verhaal van die geloof van Psalm 147, die loflied aan God. Sê hardop saam met my die apostoliese geloofsbelijdenis wat begin met ek glo. Sê saam, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Here, baie dankie dat ons hier aan die tafel kan wees. Gebroke mense, sondige mense, onvolmaakte mense, mense. Maar mense wat U het, wat 'n God het. 'n Wonderlike God. Wat die uitspansel besit, skep, in stand hou en geniet. Die werke van U gedagtes van die hart en van U vingers. En U kom en U geniet om dit heel te hou, en U geniet dit om in ons lewe te wees. En U maak Jerusalem heel, U maak ons veilig, U rig ons weer op, U maak ons sterk, U seën vir ons. Here, seën vir ons by U tafel, in Jesus naam, amen. Die Here Jesus was aan tafel, en hy praat oor sy komende dood. Maar oor die lewe na die dood, na 3 dae weer rig hy die tempel op. En hy sê vir ons, ook vandag,
Neem, eet, onthou, sê dankie vir wat ek in jou plek gedoen het. Julle kan 'n kruisie deel. Aan tafel het die Here Jesus vir hulle geskink. En vir hulle gesê, dis die simbool van my bloed. Die simbool van vergifnis. Die simbool van volmaakte vergifnis. En ek wil hê jy moet dit hê. Dit maak Jerusalem heel, dit maak jou heel. Neem dit nou met hoop. Aanvaar die vergifnis deur Jesus Christus. En sê vir hom, dankie. Vir julle twee. Voordat ons staande die Onse Vader sing, lees ek uit Psalm 103, 'n loflied. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof. En nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat my van al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, met die jeugdige krag van die arend skenk. Kom ons sluit en sing Onse Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy Cup of Life kuier ons saam
verniet selfhelp koffie by die pizza oond en die van julle wat wil gaan vir bederfgoedertjies by die toonbank kan julle regkom. Gemeente van Jesus Christus, gaan leef onder die seën van die Here, want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van God Heilige Gees is en bly by almal. Amen.